Dit is nou, wat sê daai horlosie, 14 minute oor 10. Ja, en jy luister steeds na Delf steeds dieper. Elizabeth Jordan het intussen nie by my in die ateljee ingeskuif. Lizzie, baie welkom nogmaals. Wow. Hoe lank praat ons nou al oor Andrew Murray? Kan jy onthou? Dis amper 'n jaar. O, ek dink is al meer. Dit voel vir my langer. Ek dink ons het die 23ste Junie begin, as ek dit reg het, miskien die week voor dit, dan is ons nou al 'n jaar besig. My aarde. En die man se lewe was so vol dat ons nie klaar gepraat kry oor hom nie. Ja, ons het nie gedink dit gaan so lank vat. Nou ja, wat is dit wat jy vandag op die hart het vir hierdie kosbare getuienis van hierdie man? Ons gaan vandag net 'n bietjie praat oor Andrew Murray se invloed as 'n skrywer. Okay. En sy persoon in die skryfwerk wat hy geskryf het. Jy weet, almal van ons sien nou net die produk. Ja. Maar jy moet ook die man agter die produk sien. En ek lag altyd vir Andrew Murray. Hy was so 'n gewone mens. Ja. Ons gaan nou sien, hy sê hy het geen skryfstyl nie. Ag moeder. En dan kyk ons na wat mense gesê het oor die effek van sy werk. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na mense wat vir hom geskryf het. Wêreldwyd. Hy het 3000 briewe ontvang van mense wat vir hom geskryf het en dankie gesê het en goed gevra het en ek wil ook graag vir hom 'n paar goed vra. 'n bietjie laat. Ja. Ja. So, as ons kyk na sy werk, dan wil mense altyd sê wat 'n boek van hom moet ek lees. Jy weet, en dis nou 'n groot ding. Jy kan enige een van sy boeke lees. Ja. Want hy het sy boeke het altyd die kern van sy fokus op Jesus Christus uitgelig. Ja. So jy kan met enigeen van sy boeke begin. Daar's 'n hele lys van 250 boeke en geskrifte wat hy geskryf het, wat natuurlik vertaal is ook in 'n klomp tale en wat nie almal meer vandag beskikbaar is nie. Nou stop dit gou daar. Ek het op ons rak het ons 'n 10 van sy boeke en dit is die versamelde werke. Maar dan is daar in elkeen van nee, dat ek dit so sê, nie elkeen van daai boeke is net een onderwerp nie. Nee, en dis ook nie glad nie. Die groter verteenwoordiging van sy boeke wat ook 'n effek gehad het nie. Dit was nie ingesluit Regtig. in die werke nie. Ja. So alles wat hy geskryf het is nie daai 10. Ja. Oh my goodness, alright. Dis net 'n uittreksel uit dit wat hy geskryf het. My genigtig. Ja. Goed, daar's 'n professor Gardner wat ook 'n biografie oor Andrew Murray geskryf het en hy het gesê om uit al hierdie ry geskrifte waarvan sy biograf wat agterin die biografie verskyn wat ons gebruik, die lewe van Andrew Murray, geskryf deur J. Du Plessis, om daaruit nou 'n magnus opus uit te kies, is 'n onmoontlike taak, omdat al sy werke diep geestelik is en as jy op die kwaliteit daarvan kyk, is hulle gelyk aan mekaar. So jy kan nie regtig een uitkies nie, maar as daar 2 groot boeke is wat uitblink, dan is dit sy sendingboeke. The Key to the Missionary Problem, wat in 1901 verskyn het, en The State of the Church, die geestelike toestand van die kerk, wat in 1911 verskyn het. En dit was nie net 'n gewone boek wat hy geskryf het nie, dit was in 'n reaksie op 2 groot gebeurtenisse in die Christelike kerk wêreldwyd, wat hy dit geskryf het. So dit is sy perspektief op goed wat in die kerk gebeur het in sy tyd. So, en wat dit was, albei die werke was 'n reaksie op wêreldsending konferensies. Ja? Die eerste ene was die ekumeniese sendingkonferensie in New York in 1900 en die tweede ene was die wêreldsendingkonferensie in Edinburgh in 1910. So 'n jaar na hierdie konferensies verskyn Andrew Murray se boeke. En professor Gardner meen albei bewys dat hy meer as enige ander skrywer in sy tyd die gawe gehad het om op die eintlike punt of die eindoorsaak van die onderwerp sy vinger te lê en die aandag van die wêreld daarop te vestig. Sure.
So hier het hy, in hierdie 2 boeke het hy gesê, die sending is nie net die hoofdoel van die kerk nie, maar elke gelowige moet daaraan deelneem. Dit was die kern van sy 1901 boodskap. Die 1911 sê hy, die grootste probleem is biddeloosheid, en hy voel daar moet 'n 7 maal meer oproep tot gebed uitgaan. Wow. So toe dit verskyn het, die leiers van die Christelike kerke erken dat hierdie boeke meer as blote publikasies was. Hulle uitgawe het die gebeure in die geskiedenis van die kerk in hulle dae goed verbeeld. Die eerste boek, die indruk wat dit geskep het ons reeds 'n ruk terug gepraat oor Andrew Murray as 'n staatsman, ons het hom bietjie behandel. Maar die tweede boek, die toestand van die kerk, wat die resultaat was van die Edinburgh Wêreldkonferensie, die daarop volgende sending wêreldkonferensie, het Billy Graham al aan deelgeneem. So ons moet nou mooi sien hoe dit nou vloei, en van Billy Graham af is ons in die moderne sendingbeweging vandag. En kan ons dalk dieselfde dinge sê? Is die toestand van die kerk nog dieselfde? Het dit verswak? Het dit verbeter? Of het ons gehoor gegee aan die oproep van gebed? Wat het gebeur as mense aandag gee aan die oproep van die gebed? En wat was die effek dan en wat het veroorsaak dat dit weer kwyn? So mens kan eintlik daai 2 boeke mooi deurwerk en 'n antwoord gee en sê, is dit nog steeds vandag? So die 9 volumes, daar's 9 volumes verslae wat gekom het uit daardie wêreldkonferensie. Net soos enige Lausanne wêreldkonferensie vandag wat net ook sulke dik verslae het van wat het gebeur en wat was hoe het hulle die bespreking hanteer. En Andrew Murray het dit met gretige belangstelling ontvang en deurgekyk. En nou vra hy vir die skrywer van hierdie boek, watter volume dink jy het ek eers gelees? En jy het presies sê, natuurlik die dra van die evangelie. Nee, glad nie, het Andrew Murray gesê. Wat my al geïnteresseer het, was die terugvoer oor die tuisbasis, the home base of missions. Wat gaan in die kerk aan? Dit was die deurlees van hierdie 6de volume van Edinburgh 1910, waar die staat of die toestand van die kerk geïnspireer het met Andrew Murray se trompet oproep. Kom, ons moet 7 keer meer bid. 7voudig is die teken van die brandende oond wat 7 keer verhit is. Dis nou uit Daniel wat hy dit nou sê. En so het dit nou ingekom in Suid-Afrika, het hierdie boodskap van die toestand van die kerk 'n kragtige houvas gekry op meeste ernstige gemoedere van predikante in die NG Kerk. 'n Professor De Vos, wat van die Stellenbosch Teologiese Kweekskool was, het 'n oop brief aan al die mede-predikante gerig, die kerk se gebrek aan geestelike krag erken en betreur, en voorgestel dat hulle moet vergader en in God se teenwoordigheid probeer om hierdie swakheid na die bron daarvan op te spoor. Wat veroorsaak dit? So daar was 'n konferensie gehou in April 1912, deur meer as 200 predikante, sendelinge en teologiese studente bygewoon is. Andrew Murray was natuurlik ook teenwoordig. En hy vertel dat die Here, hoe oud was hy toe al? Hy was toe al baie diep in sy 80's. Dit was 'n paar jaar voordat hy oorlede is. Andrew Murray sê, die Here het dit genadelik so beveel dat ons gelei is na die sonde van biddeloosheid as een van die diepste wortels van die kwaad. Niemand kon homself hiervan vryspreek nie. Niks openbaar die gebrekkige geestelike lewe in 'n predikant en 'n gemeente so goed as die gebrek aan geloof en onophoudelike gebed nie. Toe die gees van die belydenis eers begin seevier in hierdie vergadering, het die vraag ontstaan of dit moontlik sou wees om te verwag dat die oorwinning behaal kan word oor alles wat in die verlede ons gebedslewe so belemmer het. Sulke belydenisse het geleidelik gelei tot die groot waarheid dat die enigste krag vir 'n nuwe gebedslewe
gevind kon word in 'n heeltemal nuwe verhouding met ons geseënde verlosser. Voordat ons kan uitkom by gebed, moet ons eers terugkeer met 'n nuwe lig en 'n nuwe hoop om in Jesus Christus nuwe krag te vind vir gebedslewe. So dit is nou net 'n klein tekentjie van Andrew Murray se vermoë om tot die kern van die saak deur te dring en te sê hier's die probleem en hier's die oplossing. So dit het hy probeer met al sy boeke doen. Ja. En want dan dit is die gawe wat die Here hom gegee het, wat ons nou vandag sê hy was hierdie groot godsman. Dit was hierdie gawe wat hy gehad het om in die mens se hart in te spreek. So Ekskuus, en dit is ook hoekom die Vader hom kon gebruik terwyl van ek wil nou sê groei, maar ek weet nie of die groei altyd lank gehou het nie, maar hy het daar minstens die beweging aan die gang gekry, nê? Ja, en dan moet ons weet ons moderne sendingbeweging het sy oorsprong gehad in hierdie 1901 en 1910 wêreldwye byeenkoms om te sê waar trek ons? Regtig. Ja, so dit wat ons gekry in ons wat sal ek sê ons generasie, gaan ek begin hier by die 80er jare, miskien 70er jare. Sê 70er jare se begin dink oor waar gaan ons heen? Want in ons generasie is al die lande van die wêreld bekend. In ons generasie is daar boeke geskryf. Soveel persent mense in hierdie land glo aan Jesus, soveel persent is ander gelowe, en dit is die probleme in die land. So ons kan daai boeke vat en ons kan dit lees, en dit kan die beginpunt wees van ons gebed. En dan het ons die vermoë om na die lande toe te gaan, en self te gaan kyk, wat gaan daar aan, self daar rond te loop, en ons het daar kerke in van die lande, wat ons kan vra, hoorie, wat sê julle? Jy weet, so ons het baie verder gevorder, en die manier hoe ons dit bekend kan maak, maar die oplossing van die probleem is nog steeds presies dieselfde. So as mense, hierdie 2 boeke is beskikbaar in Engels. Jy kan dit ergens koop in Engels. So dit is the Key to the Missionary Problem and the State of the Church, wat wêreldwyd verskyn het en wêreldwyd gedruk is. Okay. The Key to the Missionary Problem. Yes. Okay. Ja. Nee, is die boeke nog beskikbaar? Ja, dit is beskikbaar. Dit word nog steeds gedruk in Amerika en in ander lande. So dit is definitief, en jy kan selfs 'n e-boek daarvan aanvra. Regtig? Ja. In Afrikaans is dit net in die versamelde werke beskikbaar. Okay. En as die Here ons genadig is, dan kan ons dit afhaal en as 'n PDF beskikbaar maak vir mense in Afrikaans. So ons sal probeer om dit te doen. Okay. En as jy dit reg gekry het, sê hom. So in sy 10 versamelde werke, wat jy nou van gepraat het, wat in 1942 verskyn het, dis 'n Afrikaanse vertaling van sy Nederlandse boeke, is dele 4 en 8 onderskeidelik gewy aan die gebedslewe en die sendingvraagstuk. So dis die groot goed wat gebeur het, maar dan ook die ander ene, die geestelike toestand van die kerk. Nou, as ons nou na Andrew Murray kyk, as 'n skrywer, sê hulle, tussen 1880 en sy dood in 1917, het daar by hoë uitsondering 'n jaar verbygegaan, waarin nie een of meer van die boeke uit sy hand verskyn het nie. Sy vrugbaarste jaar was 1895. Dis nou voor die Anglo-Boereoorlog. Toe nie minder nie as 16 publikasies die lig gesien het. In 1 jaar? Nee. Elizabeth, wat het hy nog gedoen behalwe boeke skryf? Maar hiervan was 7 bloot kort toesprake van minder as 10 bladsye elk wat in 'n boekie saamgevat is. Maar 9 van die boeke was aansienlike boeke met 'n gemiddeld van 135 bladsye elk. Hy was baie lief vir korte boeke van 31 hoofstukke of 52 hoofstukkies, wat dan elke dag van die maand of elke week van die jaar gelees kon word. Hy het dit geskryf reeds vir gewone mense, wat
dan kan hulle deur die boekies werk. Dit is Ja. nog steeds so, dit word nog steeds so gepubliseer. Veral in sy laaste jare het hy baie gebruik gemaak van sy sakboekie reeks. En ek is so jammer ek het nie van dit nie. 12 sulke boekies het verskyn, waarin 5 in Engels vertaal is, maar nêrens word die keur van sy leringe aangaande die Christelike lewe meer oorsigtelik weergegee en die rykdom van sy geestelike ervaring hierin saamgevat nie. Maar nou, dit word later heruitgegee as die goddelike geheim. En daardie boek is in Engels en ek dink in Afrikaans dalk nog beskikbaar. Die goddelike Dis 'n geheim. jaarlikse dagboek waarin jy dit kan lees. Elke maand het een van daai boekies in. The Secret Series is dit in Engels, word dit in Engels genoem. Okay. Kan mense daarvoor soek op die internet? Ja, Ook is 'n e-boek. ja. My genade. Wow. The Secret Series, okay. Elizabeth is wonderlike nuus. Dankie, gaan aan. Vroeger in sy lewe het hy self geskryf oor sy preke. Sy preke het uitgeskryf wat uit breë sketse bestaan het. In later jare het hy vir een van sy dogters gedikteer terwyl hy gesit het. Nou beskryf hulle. Hy het met 'n forse stem gepraat asof hy 'n hele gehoor voor hom gehad het en selfs gebare gemaak. Hy was hoe langer hoe meer geneig om van kursief en vetdruk gebruik te maak om sy boodskap te beklemtoon. In sy boeke ook. Die boeke wat ek afgetik het, is hoofletters. Daardie is in sy beklemtoning. Okay. Hoewel hy noukeurig gelet het op die punksionering, wat is dit in Afrikaans? Ja. En die inhoud van elke paragraaf het hy nie juis 'n aantreklike skryfstyl ontwikkel nie, sê professor Kerner. By hom was daar nooit 'n strewe na skoonheid van gedagte of sierlikheid van taal nie. Niks vir die vorm nie, maar alles vir die inhoud. God moes deur hom 'n boodskap stuur. Sy mystieke aanleg, wat hy nou later jare ontwikkel, was allerminst 'n verskoning vir aksie. Inteendeel, dit was die veerkrag van sy rustelose bedrywigheid, hy moes skryf. Diegene wat nie deur sy stem bereik is nie, is deur sy gesalfde pen bygekom. En hy het mense ook vermaan. Nou wil iemand sê sy styl, 'n woord of twee is nodig oor Andrew Murray se styl wat moet erken word baie swak is. Beide in Engels en Nederlands. Engelse lesers het sy swak Engels toegeskryf aan die feit dat hy in Nederlands geskryf het en dit vertaal het. Die Nederlandse lesers het sy swak Nederlands toegeskryf aan die feit dat hy in Engels gedink het. Sy stylgebreke was ewe duidelik in beide Nederlands en Engels en die afwesigheid van alle charme het homself ook in vertalings na ander tale te verraai. 'n Brief bestaan van 'n gekultiveerde leser van 'n Franse weergawe van een van sy werke, waarin hy dit betreur dat die taal, die vertaling, sodanig was dat dit lesers eerder afstoot as aantrek. Andrew Murray was volkome bewus van sy taalkundige tekortkominge. Dit was nie sy sterkpunt nie. Een van sy vroegste briewe wat uit die tydperk van die Bloemfontein bediening dateer, bevat 'n klaaglied oor my ellendige tekort in komposisie. En aan sy dogter en mense wat later sy preke afgeskryf het, het hy gesê, my kind, ek het geen styl nie, of al wat ek het is 'n baie swak styl. So, hy was beslis 'n gewone, normale mens, wat deur die Heilige Gees gebruik is om 'n boodskap oor te dra. En ons moet dit onthou, dit is nie hy wat so goed was nie. Wat hy gedoen het, is hy het sy lewe oorgegee aan God. En die Gees van God het deur hom gewerk. Ja, en hy was 'n instrument in die hand van God. En dit is hoekom hy so baie gekies is as 'n moderator oor die feit dat die Here hom so gebruik het om 'n vergadering se kern saam te vat en dit vas te maak. Maar stop dit gou daar. Elizabeth, ek wonder hoeveel mense luister na my en jou op hierdie oomblik, of miskien na die potgooi agterna, en dink nou, maar dit geld nie vir my nie. Elkeen van ons
het van God 'n opdrag gekry en elkeen van ons kan ons opdrag uitleef. Ja. Ons mag nie onsself degradeer en besluit ek is nie goed genoeg nie. Ja. Nee. Jy kan maar sê is nie goed genoeg nie, maar God. Gee hom die eer. By 'n keer, by 'n geleentheid, het hy 'n uitsending gedoen oor Efesiërs. 2 artikels geskryf in 3 dae. Hy sê, nou gaan ek dit weer alles van vooraf moet skryf, maar my styl is glad nie wat dit behoort te wees nie. Te langdradig, en as mens sy boeke lees, dan sien 'n mens dit. So hy was bewus daarvan. Hy sê, hy vrees vir sy dogter, jy het sopas 'n boek gelees van Charles Fox oor die geestelike begrip van briewe lees. Jy sal die verskil sien. Wanneer hy skryf, beteken elke woord iets. Nou wil ek sê, die Heilige Gees het elke woord van Andrew Murray iets laat beteken. Want jy kan ook nie sy boek net lees nie. Ja, ja, en sê, dis nou so langdradig nie, maar jy, so, terwyl hy wel geensins ongevoelig was vir die skoonheid van styl in ander mense nie, het hy geen poging aangewend om sy eie styl te vervolmaak nie. Hy het gesê, ek het nie tyd daarvoor nie, die las op my hart is te swaar, die dringendheid om 'n boodskap oor te dra, en het hom sekere sin onverskillig gemaak oor die vorm wat die boodskap aangeneem het. Hy sê, ek moet ook die versoeking weerstaan om my gedagtes in mooi taal te sit. Ek vind dit baie moeilik om nie vir myself te preek nie, sê hy. En hy skryf dit in 1848 aan sy ouers. As ek te veel aandag gee aan die skoolheid van denke en taal en probeer om in 'n gedigvorm te skryf, dan voel ek dat die Here nie, dat ek nie kan preek nie. Dis nie hoe mens preek nie. En God alleen kan my leer hoe om dit reg te doen. En hy het 'n neiging in Holland waargeneem, wat mense die essensie van die goddelike waarheid wou prysgee, maar hulle het soveel van hulle eie morele denke in die ding wat hy wou sê ingebring, en om dit soet maak en palatable, wat sê mens, om aanvaarbaar te wees vir mense, dat die essensie van die boodskap verlore gegaan het, en so het jy doringdoppe as koring en klippe as brood voor die kudde gesien vir wie hulle moes voer. Hy sê die Here sê voer hulle. Ja. En hoe jy dit doen, maak nie saak nie, die Here sal nie. Maar aan die ander kant besit sy styl die krag en welsprekendheid wat gebore word uit diepe erns. Ja. En 'n gevoel van die plegtigheid van die kwessie wat hy aan mense se gedagtes en gewetens voorlê. Hy het al later gesê hy praat met mense se harte en hulle gewete. Die intensiteit van die doelgerigtheid en die aantrekkingskrag wat in elke bladsy van Andrew Murray se boeke geopenbaar word, kan nooit ontbreek aan die welsprekendheid in sy preke nie. Wat gebeur het, sy skryfstyl en sy preek is dieselfde. Dit ontroer die emosies, dit deursoek die gewete, dit wys tekortkoming en sonde uit. En Andrew Murray is in hierdie generasie wat hy geskryf het, sonder gelyke om dit te doen. So. Hy gee 'n illustrasie uit die boek van die Heiligdom wat ons nou oor 'n rukkie gaan lees. Oor een woordjie, hoe hy die woordjie vandag vat. Vandag. Die skrif is, as God sê vandag, moet julle nie ongehoorsaam wees nie. So hy begin vandag. Hy sê, dis 'n wonderlike woord van belofte. Dit sê vandag, op hierdie einste oomblik, is die liefde van God vir jou beskikbaar. Selfs nou wag dit om in jou hart uitgestort te word. Vandag. Christus is in die hemel en jy op die aarde, maar vandag wat hy wil doen is binne in jou. Vandag is die Heilige Gees se woord. Dis binne jou bereik. Elke oproep wat ons in die Bybel vind en die onvoorwaardelike opstanding, met elke belofte lees ons die Heilige Gees van belofte fluister vandag. Die uitroep van verlange wat in ons hart heers is vandag. Die Heilige Gees sê vandag. Vandag is 'n woord van plegtige bevel. Dit gaan nie hier oor 'n hoër voorreg wat jy vry is om te aanvaar of te verwerp nie. Die keuse word nie aan jou oorgelaat nie, of jy die volheid van die seëninge van die Heilige Gees wil ontvang nie. Vandag is die Heilige Gees se oproep vir ontvang dit nou net. Ja, vandag, Here, sê ek. Maar vandag is ook 'n ernstige waarsku. Daar's niks wat jou hart so verhard as jy uitstel nie.
Wanneer God moet ons praat, vra hy vir 'n sagte hart, wat oop is vir sy fluisterstem. Die gelowige wat vandag van die Heilige Gees se woord kry, moet dit nie uitstel nie, dan word jou hart hard. So vandag is jou enigste tyd wat jy het. So het Andrew Murray een klein woordjie beskryf. Geweldig, kom ons dink daaroor terwyl ons luister na Piet Smit, wat vir ons sing, die liefde laat ons dien. En ek glo dit is die liefde wat Andrew Murray ook vir ons Hemelse Vader gehad het, wat hom so laat dien het, om ongelooflik baie dinge te skryf, wat ons vandag nog steeds, die man is al hoe lank dood, maar ons het nog steeds sy geskrifte, waarvan ons kan leer. So kom ons luister na Piet Smit, die liefde laat ons dien. En die luister na Delf steeds dieper, en ons is omtrent in die laaste kwartier, dink ek amper, van hierdie program, Elisabeth Jordaan by my in die ateljee, en ons sit hier en gesels terwyl die musiek speel. Hoe verstom ons is oor die geweldige bydrae wat hierdie man gemaak het. Dit is net amazing dat een mens regtig waar so ryk buite gehad het, nee Elisabeth. Ja. Wat is daar nog wat jy op jou hart het? Kyk, en ons het nou nog, jy het nou nog gesê, soveel hoofboeke, 16 boeke in 'n jaar. Nou sê hulle in die laaste deel van sy lewe kon hy nie meer self skryf nie, want hy het mos van 'n perdekar afgeval. So hy het 'n rugprobleem gehad, so hy kon ook nie staan en preek nie. So sy dogter het uitgedikteer en dan skryf hy af. En hy dikteer in sy preekstem. Sy werkure is gewoonlik van 9 of 10 in die oggend tot 12 uur in die voormiddag, dan voltooi hulle 2 of 3 hoofstukke van 'n boek. En hy is baie noukeurig oor die punctuasie. Hy sê nuwe paragraaf, wys met sy vinger op die plek in die papier waar die nuwe lyn moet begin. Okay, nou punt, komma, dubbelpunt, semikomma, soos die sin dit vereis. As sy sekretaresse 'n fout of 'n spelling maak, sê hy, jy sal moet terug gaan kleuterskool toe, jong. 12 uur sê hy, okay, gee my nou 10 minute se rus, of nee, wag, kom ons skryf gou 'n paar briewe. Dan dikteer hy vinnig 'n halfdosyn briewe in antwoord op versoeke vir gebed, vir genesing, bekering van onbekeerde familielede, die verlossing van vriende wat verslaaf is aan drank, of miskien briewe vir die kerkraad oor die toestand van die kerk, of openbare pers wat hy vir die Koran skryf, en dan nou die ding is, die manuskrip van 'n nuwe boek, hou hy in 'n jaarboek, 'n geïllustreerde jaarboek, dat die manuskrip beskerm kan word, né? Ja? En dan as hy nou klaar is daarmee, dan sê hy vir, okay, bring nou vir my Kersvader. Dis nou die klein pocketboekies, Pocket Companion reeks, is Kersvader, want hy sê, dis so lekker om dit te skryf. Wanneer hy van 'n siekte herstel het hy dikwels in die bed geskryf. En hy was veral baie gretig om baie op een bladsy te skryf. Dan sê hy vir sy dogter, skryf nader aan mekaar, nader. En as hy einde kom, dan sê hy, nou is daar net 4 reëls van gebed, dit moet op die bladsy inpas. En mens kan dit in sy boeke sien, as jy dit skryf. So, sy skryfloopbaan kan mens in 2 periodes verdeel. Die begin wat hy begin skryf het, toe hy in Bloemfontein was, die tyd van die Heilige Gees, en dan die laaste groot blootstelling wat hy gehad het, met mense in sy lewe wat hom geïnspireer het, om voluit te gaan in die kerk, soos Paulus gesê het, die bruid van Christus aan die Here toe te vertrou. Maar in al sy boeke is sy krag en intensiteit merkbaar. Die erns waarmee hy skryf is van die begin af daar, en dan onderstreep by sy sinne met swart letters. Niemand wat 'n bladsy van Abide in Christ of Heilig in Christus vergelyk met the holiest of all of the key to the missionary problem kan die verskil sien nie. So in die begin het hy geskryf oor onderwerpe na aan sy hart, later het hy meer volwasse geword en hy het die onderwerpe weer gaan haal en dit hervoorgestel aan mense. Maar die waarhede wat van die begin daarteenwoordig was, kan mens nie ontken nie. Sy eerste geskrifte het hoofsaaklik die opbou van gelowiges in gedagte gehad, hulle opbou in geloof, liefde en gebed, en aan hierdie klas behoort Abide in Christ, Like Christ, The New Life en vele ander van sy boeke.
En dan in die volgende periode begin hy 'n publikasie met Heilig in Christus. Dis van 1888 af. Skryf hy veral oor die onderwerp van heiligmaking. Wat hy gesê het, die grootste ding is wat met 'n Christen moet gebeur nadat jy tot bekering gekom het. En daardie periode kan ook in twee verdeel word. In die jaar 1894, toe hy nog nie William Law ontdek het nie, en dan die invloed daarna van hierdie man op sy lewe. Ons gaan dit 'n bietjie later net vinnig daaroor praat. En dan in die laaste fase van sy lewe, na die verskyning van The State of the Church, begin hy sy gebedsboeke skryf. En hy het die insig gehad van 'n profeet van ouds. In 'n kritieke oomblikke van die geskiedenis van die kerk het hy nie versuim om sy stem te verhef nie en om die aandag op die werklike kwessies te vestig nie. Diegene wat intiem is met sy loopbaan in Suid-Afrika sal saamstem, daar was geen man wat in 'n groot geleentheid kon opstaan soos Andrew Murray nie. Hy het die gawe besit om op die regte tyd die regte en regverdige woord te spreek, om 'n groter perspektief op die saak te werp en om edeler emosies hiervoor aan te wakker. Die gawe het ook in sy geskrifte uitgeoefen. Hy het byvoorbeeld 'n leidende artikel gehad wat in die British Weekly was, wat gesê het, daar was die bespreking was die gebrek aan bekerings. Dit het onmiddellik aantrekkingskrag gehad vir ernstige sielsoekers, soos D.L. Moody en Andrew Murray. Mooi woord, sielsoekers. Hy het net 4 artikels daaroor geskryf, en dis vervat in sy boekie van die geloofslewe. Hierdie gebrek aan die bekerings. En hy gee die redes. Hy sê daar's maklike redes, die invloed van hoër kritiek. Dit is wanneer jy die Bybel stroop van die goddelike inspirasie. Nou weer betwyfel jy wonderwerke en die gesag van die Bybel. Dit is ook die heersende literêre kultuur, gebrek aan evangeliese preke, maar as hy nou dit ondersoek, sê hy, die gebrek aan bekerings is te wyte aan die gebrek aan die krag van die Heilige Gees. Punt. So almal het gevoel dat wanneer hy ingegryp het in 'n situasie, dan lig hy die bespreking na op 'n hoër vlak en sy diagnose kan hanteer word met 'n aksie daarna. So sy geskrifte het 'n wêreldwye gehoor bereik. Die oorspronklike tale was Nederlands en Engels, maar dit is versprei in Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Sweeds, Deens, Russies, Jiddisch, Arabies, Armeens, Telugu, Maleise taal, Japanees taal en Chinees. Ek ken nie eens al die tale nie. Die invloed wat hulle in China uitgeoefen het, skryf 'n eerwaarde Donald McGillivray van die Christelike Letterkunde Vereniging in China. Hy sê 'n hele klomp jare gelede was ek op reis in die binneland en ek het by 'n sending se geboorteplek aangekom. Sy het my gou meegedeel dat sy 'n ontdekking gemaak het. Sy het vir baie jare 'n paar van Andrew Murray se boeke op haar boekrak gehad, maar dit nie gelees nie. Onlangs was sy egter beweeg om een af te haal, en dit het die groot seën tot gevolg gehad, dat sy met die Gees vervul is. Van toe af het ek, sê hierdie persoon, die Donald, van toe af het ek ook begin om sy boeke te lees. Die Gees van Christus het in die besonder groot seën vir myself en vir die Chinese gebring aan wie ek die boodskap oorgedra het. 'n Paar jaar later is ek na Shanghai geroep om literêre werk te doen in verband met die Christelike Literatuurvereniging. Die eerste boek wat ek vertaal het was Andrew Murray se Gees van Christus. Die boek het deur baie uitgawes gegaan. In een stad het herlewing deur die boek uitgebreek. In 'n ander geval het 'n pastoor Sondag na Sondag daaroor begin preek en elke dag van die jaar 'n hoofstuk as onderwerp geneem. Die bediening van voorbidding was ook 'n seën vir China en dit is uiteindelik aangepas en vertaal in China deur die Kanadese Presbyteriaanse Kerk. Met Christus in die skool van gebed is onlangs deur ons vereniging uitgegee. Ek twyfel geensins dat Andrew Murray se boeke in baie tale vertaal is nie, maar ek dink
Sy invloed op China moet in sy lewensgeskiedenis genoem word. Wow. Andrew Murray se werk het in tale verskyn sonder sy medewete of sy toestemming en hy het geen geldelike voordeel daaruit getrek nie. Trouwens, die gevalle wat hy wel wins gemaak het, is verskriklik klein. Wanneer iemand verlof gevra het om sy geskrif in 'n ander taal oor te dra, is dit vrylik gegee met graagte. Dit kos julle niks. Daar's die Duitse uitgawes het 'n geweldige invloed op mense gehad. Een het gesê hy het net die eerste boek gelees van Andrew Murray, Kinders vir Christus in Duits. En hy het besef wat is dit om 'n Christelike huis te hê. En daarom het hy 'n jong Christelike meisie gaan soek. En vir haar gevra, sal jy met my trou en ons wil 'n Christelike huis begin. En hy het vir Andrew Murray gesê, jy het my gehelp om 'n lewensmaat te kry. Wow. Dan skryf die mense, daar's duisende, 10.000 en 100.000 wat sy boeke gekoop het. Dit is onmoontlik om oor almal te praat en die skrywer van hierdie biografie het 150 sulke briewe ondersoek en hy het 'n paar uittreksels uit die briewe gemaak. Daar's byvoorbeeld 'n dame in Nieu-Seeland wat sê dat haar getuienis is, ek is aan jou verskuldig, die ewigheid. Dit kan geëwenaar word deur ander korrespondente van die Verenigde State, Kanada, Groot-Brittanje, Europa, die vasteland, Suid-Afrika, Indië, China, Australasie. Briewe wat dankbaarheid bevat, versoeke van verskillende aard, gebedsversoeke vir kinders, familielede, vir gemeentelike werk, vir sendingwerk. En dan die onvermydelike versoeke dat stuur tog my handtekening vir my. Een van die Armeense persone vra vir Andrew Murray, kan jy 'n subsidie gee dat ek jou boeke kan vertaal in ons land? Al die briewe getuig van die liefde en agting van 'n groot lesersgroep wat deur paaie van Andrew Murray hulle op paaie van geregtigheid en waardige heiligheid ingelei het. Iemand in Indië skryf, ek is nou 70 jaar oud. Dis meer as 30 jaar sedert ek die eerste keer Bly in Christus of Abide in Christ gelees het. En daarna het die Gees van Christus my 'n visie gegee, wat my hele lewe anders gemaak het. Iemand in Amerika wat werk onder die negers het gesê, ek wil net u nederig en met my hele hart bedank vir alles wat u vir my gedoen het. Neem asseblief hierdie ingeslote kaartjie met my naam en die plek waar ek die Here dien daarop en vat dit na God in gebed as jy gaan. 'n Predikant in Kanada sê, die toestand van die kerk het my so gehelp dat ek nie kan nalat om 'n woord van hartlike dank aan u te stuur nie. 'n Jong Nederlandse dame skryf, toe ek 17 jaar is, het u in Haarlem in Holland 'n toespraak gelewer. Ek het daar tot bekering gekom, deur dan nie om nie my wil te lees nie. So skryf mense uit Frankryk, uit Engeland, wat sê Andrew Murray moes 'n diepe lewe gehad het om hierdie goed te kan skryf. Ja. Iemand in Engeland sê ek het al die boeke gelees, sommige daarvan het ek 12 keer gelees. Iemand skryf en sê ek het so groot baat gevind van die sleutel tot die sendingprobleem. Ek het dit vertaal en ek het dit aan 'n hele klomp lande en predikante gestuur. So ek wil net sê dat wanneer jy skryf, dan gebeur daar iets in ons harte en dan verander dit. En dis net God wat dit kan doen. Wow. En dit is net God wat dit kan doen. En weet jy, as jy nou kyk hoe streng is ouens deesdae op boeke en skryf, jy gaan nie sommer vandag iemand anders se boek vat en hom vertaal en dit net uitgee nie. So dit was ook ons Vader se wil dat daardie goed wel so kon gebeur het, né? Yes. Elizabeth, baie dankie. Ons gaan volgende week nog verder gesels en dan gaan ons afsluit, né? Ja. Ai man, my hart is seer dat die ding nou klaar kry. Maar baie dankie, waardeer jou geweldige voorbereiding. Jy het regtig baie hier ingesit. Ons sê vir jou baie dankie. Dis baie kosbaar. Kom ons sluit dan vandag se program af met Matthys Marie. En kan jy glo? Op sy pragtige manier sê hy vir ons dat ons Vader God se genade is onbeskryflik groot. En met hierdie wete groet ek jou tot 'n volgende keer.